Shalom, dis Dinsdagoggend, dis 'n voorreg om met jou te gesels. Dankie dat jy ingeskakel is by Saai Tyd en ek wil vandag die woord in jou lewe kom saai, sodat jy kan weet wat verwag Vader van jou, veral in hierdie periode. As jy kyk wat gebeur in Suid-Afrika, dan word die mens met vrees gevul, en as jy kyk wat gebeur en veral die oproepe tot haat, die oproepe vir geweld, dan raak 'n mens bekommerd. En ons as mens wil natuurlik op 'n spesifieke manier optree. Maar ek wil jou bemoedig vandag, want ek en jy het nie nodig om met geweld op te tree nie. Die woord sê tog, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. En ek weet dis moeilik, veral wanneer jou lewe in die gevaar is, veral wanneer jy gedreig word met die dood. Maar die woord sê baie duidelik, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar ek wil hierdie gedeelte met jou deel, want wat ek en jy nodig het, is natuurlik die krag van God. Dis wat ek en jy nodig het. Ek en jy het nie nodig dat ons 'n arsenaal opbou, en nou het ons vuurwapens, en ons het ammunisie, en ja, partykeer is dit nodig, en ek lees in die woord, dat selfs die volk van God het oorlog gevoer. Maar weet jy waar moet ek en jy vertroue wees? Weet jy waar moet ons vertroue wees? Ons vertroue moet wees in die hand van Jahwe ons Elohim. Kom ek vat jou gou na hierdie gedeelte van die woord, want jy sien ons is nou in die periode waar die gees van Jahwe uitgestort word oor ons as mens. Ons moet in voorbereiding kom, want die 7de Junie, sononder, tot en met die 8ste Junie, sononder, is die fees van Shavuot. En dit stem ooreen met Eksodus hoofstuk 20, en nou natuurlik in die boventrek waar die disippels bymekaar was en die Heilige Gees is uitgestort oor 120. So ons is in daardie periode, en ek en jy het waarlik sy Gees nodig. So kom ek vat jou gou na die woord in Sagaria hoofstuk 4 vers 6. Luister wat sê die woord. Hy sê hier, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so sê Jahwe van die leerskare. So mense, hoe moet ek en jy funksioneer? Ek en jy moet fokus op die kragwerking van God se Gees. Ek en jy moet gevul word, nie met vrees nie, nie met angstigheid nie, maar ons moet gevul word met die Gees van Jahwe ons Elohim. Want die woord sê baie duidelik, ouens, moenie nou bekommerd wees nie, moenie nou steen op die arm van 'n mens en in krag en geweld wil funksioneer nie, want die hand van Jahwe sal julle bekragtig en die Gees van God sal die werk kom doen. Ek vertrou Vader, absoluut. Ek vertrou Vader in elke aspek van my lewe, vertrou ek hom. En as sy woord sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur sy Gees, dan gaan ek hom vertrou, dat sy Gees ons sal bekragtig en bemagtig, dat ek en jy nie eens nodig sal hê, om 'n swaard uit te trek, of om 'n vinger te verroer nie, want die lewende God sal vir ons deurkom. Halleluja! Ek het sy Gees nodig. Daarom kom Yeshua in Handelinge 1 vers 8, en hy sê die volgende, hy sê, en julle sal krag ontvang, wanneer Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees, in Jerusalem, Samaria, Judea, en in die uithoeke van hierdie wêreld. So mense, dit is so belangrik dat ek en jy, dat ons gevul sal word deur die Gees van Jahwe ons Elohim. Dis wat ons nodig het. En wat sal gebeur? Ons sal krag ontvang. Ek en jy het krag nodig om staande te bly, om te vertrou, om deur te druk, sodat die salwing van God ons kan inspireer. Ons het inspirasie nodig, ons het leiding nodig van Heilige Gees. Ons het sy teenwoordigheid nodig in 'n daaglikse basis. Want in sy teenwoordigheid, dis waar ons sterk is. Sy teenwoordigheid kom gee vir ons die krag, kom gee vir ons die moed en die vermoë om aan te gaan en voort te bou met wat ons nodig het. So mense, hierdie naweek, die 7de en die 8ste, ons het nou natuurlik 'n amazing Shavuot program hier by Mikdash Benoni. So ons wil julle nooi om deur te kom, sodat jy in die teenwoordigheid van Vader kan wees, en dat jy weer sy salwing, sy teenwoordigheid, sy krag kon ontvang. Want ek en jy het 'n journey wat ons moet loop. Ons het 'n journey wat ons moet uitlê, en die pad vorentoe gaan nie makliker word.
Die pad vorentoe gaan nie makliker word nie. Eintlik gaan dit moeiliker word vorentoe, maar daarom het ek en jy sy gees nodig om in elke aspek van ons lewe te kan opstaan en te kan weerstand bied teen die vyand. Hoe doen ons dit? Met geweld? Nee, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so sê Jahwe van die leerskare. En as Vader sê, ouens, julle moet op my vertrou. Julle moet op my gees staat maak. Julle moet op my krag staat maak, dan gaan ek dit glo. En ek gaan Vader vertrou dat hy sy hand sal openbaar oor Suid-Afrika en ook in jou persoonlike lewe. Ek vertrou hom. Ek hoop dat jy hom ook vertrou. Ek hoop dat jy werklik waar jou perspektief verander om te sê, weet jy wat, ek het sy krag nodig. Ek het sy salwing nodig. Ek het sy teenwoordigheid nodig. In elke aspek van my lewe. Ek het dit nodig vir my huwelik, ek het dit nodig vir die bediening, ek het dit nodig vir my besigheid, ek het dit nodig vir by die werk, ek het dit nodig in my huishouding en in my familie, het ek die kragwerking van God se gees nodig. Want mense wat gevul is met die gees van God, funksioneer anderste. Mense wat gevul is met die kragwerking van God se gees, gaan nie maklik terugstaan vir die werke van die vyand nie. Inteendeel, wanneer ek en jy dan opstaan en ons begin bid, en ons begin om die woord te mobiliseer, dan sal ons die hand van Jahwe gemanifesteerd sien en ervaar. Mense, daarom moet ons werklik waar, moet ons in steede daarvan om in geweld te ontmoet, moet ek en jy bid soos nog nooit van tevore nie. Moet ek en jy opstaan in die kragwerking van God se gees. En ons sal die vergelding sien wat die lewende God vir ons kom doen in ons lewe. Halleluja! So daarom wil ek jou nooi om op te kom na die huis van Jahwe. Dat ons waarlik in sy teenwoordigheid sal wees. En dat jy 'n vars, nuwe aanraking, 'n salwing sal ontvang, sodat jy met krag gevul sal word, en dat jy weer duidelik die stem van Jahwe sal hoor, wat met jou praat, om te sê, my kind, wees nie bevrees nie. My kind, kyk nie angstig rond nie. Maak staat op my gees, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek Jahwe. Halleluja, wees geseënd, mag jy hierdie dag geniet, en mag hierdie Dinsdag vir jou 'n amazing dag wees in Vader se teenwoordigheid. En ek bid vir jou dat jy absoluut gevul sal wees deur die gees van die lewende God, sodat daar 'n verandering sal plaasvind in jou lewe, sodat hy in en deur jou kan funksioneer. En mag jy absoluut geseënd wees op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Van my kant af, tot volgende keer, Shalom.